Onthou wie jy was, leef wie jy nou is. 'n Mens se geheue kan uiters selektief wees. Die onreg wat aan ons gedoen is, onthou ons met groot gemak. Dit brand jare lank in ons geheue in. Maar die onreg wat ons aan ander en teenoor God gedoen het, verdwyn dikwels stil in die vergete boekie. Wat ons kies om te onthou en wat ons kies om te vergeet, word 'n manier om onsself te regverdig. Ons bou 'n storie oor onsself waarin ons altyd die goeie karakter is. Maar die Bybel werk anders met ons geheue. Die Bybel wil hê dat ons mekaar moet help onthou, nie om onsself te verneder nie, maar om die volle prentjie te onthou. Ook die slegte dinge, ook die sonde wat ons teenoor God en teenoor ander begaan het, en die vergifnis wat ons daarvoor ontvang het. Want so bly ons geloofsidentiteit gesond en gebalanseerd. Dis presies wat Paulus in Efesiërs 2 met die gemeente in Efese doen. Hy vra hulle om te onthou, nie om hulle skuldig te laat voel nie, maar om hulle te help verstaan wie hulle werklik geword het in Christus. Efesiërs 2 van vers 11 af. Daarom onthou dat julle destyds, volgens julle sondige aard, heidene was. Julle word onbesnedenis genoem deur diegene wat besnedenis genoem word, al is dit bloot liggaamlik deur hande verrig. Onthou dat julle in daardie tyd sonder Christus was, uitgesluit van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten opsigte van die verbondsbeloftes, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou, in Christus Jesus, het julle, wat destyds ver weg was, naby gekom deur die bloed van Christus. Hy is immers ons vrede, hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding, die vyandskap, deur sy liggaam afgebreek het. Hy het die wet met sy eise en reëls tot niet gemaak, sodat hy, deur vrede te maak, in homself die twee tot een nuwe mens kon skep, en sodat hy albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, deurdat hy daaraan die vyandskap vernietig het. En hy het vrede as goeie boodskap aan julle kom verkondig, aan julle wat ver was, en ook vrede aan diegene wat naby was. Want deur hom het ons albei toegang tot die Vader deur een Gees. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar julle is medeburgers van die heiliges, die lede van die huisgesin van God, gebou op die fundament van die apostels en profete, met Christus Jesus self as hoeksteen. In hom verrys die hele gebou, goed saamgevoeg tot 'n heilige tempel in die Here. In hom word julle ook saam opgebou tot woonplek van God deur die Gees. Tot sover. Onthou wie jy was, sodat jy verstom kan staan oor wie jy nou is. 'n lewende steen in God se tempel, deel van 'n nuwe mensheid wat Christus self geskep het. Onthou wie jy vroeër was. Paulus begin met 'n opdrag. Onthou. Dit is opvallend want die meeste van ons wil eerder vorentoe kyk as agtertoe. Ons wil die verlede agter ons laat, veral die dele waaroor ons skaam of seer of skuldig voel. Maar Paulus sê vir die Efesiërs, moenie die boeke van die verlede toemaak nie. Hou dit oop. Wat moet hulle onthou? 6 dinge, pynlike dinge. Hulle was heidene, buite God se volk. Onbesnedenis sonder die teken van God se genadeverbond, sonder Christus. Uitgesluit van die burgerskap van Israel. Vreemdelinge ten opsigte van die verbondsbeloftes, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Dit is 'n beskrywing van geestelike ballingskap, buite, vreemd, hooploos, God verlate. En tog wil Paulus hê dat hulle dit moet onthou. Nie om hulle te verneder nie, maar om die kontras met wat volg onuitwisbaar te maak. Waarom is hierdie onthou-oefening dan so belangrik? Vers 13, maar nou, in Christus Jesus het julle, wat destyds ver weg was, naby gekom deur die bloed van Christus. Die kontras tussen wat ons vroeër was en wie ons nou in Christus is, laat die soeklig
op ons ware identiteit val. Wie weet wat hy vroeër was, weet ook wie hy nie meer is nie. En op grond van wat Christus in ons lewens gedoen het, durf ons nie langer wees wat ons vroeër was nie. Christus het ons verander, ons is nuwe mense, ons is geroep om anders te lewe. Baie van ons is al vir dosyne geslagte lank Christene. Nie almal het 'n dramatiese bekeringsverhaal soos party ander gelowiges nie. Die meeste van ons het min of meer binne 'n Christelike atmosfeer groot geword. Sê hierdie teks dan nog iets vir ons? Ja, selfs vir diegene wat Christelik groot geword het en dalk nie so radikale omkeer beleef het nie, sê die teks iets kosbaars. Wat ons is niks anders as die genade van God nie. Dit is God wat geloof en nuwe lewe skenk, nie ons afkoms, nie ons familie se geloofstradisies, nie ons eie prestasies nie. Die lewe buite genade bly sonder uitsondering een van verlore wees. Laat ons daarom nooit ophou verwonderd staan oor die nuwe lewe in Christus nie. Fokus op die Vader, Seun en Heilige Gees. Vers 13, maar nou in Christus Jesus het julle wat destyds ver weg was, naby gekom deur die bloed van Christus. Hy is immers ons vrede, hy wat albei een gemaak het, en die middelmuur van skeiding, die vyandskap deur sy liggaam afgebreek het. Hy het die wet met sy eise en reëls tot niet gemaak, sodat hy deur vrede te maak in homself die twee tot een nuwe mens kon skep, en sodat hy albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, deurdat hy daaraan die vyandskap vernietig het. Hy het vrede as goeie boodskap in julle kom verkondig, aan julle wat ver was, en ook vrede aan diegene wat naby was, want deur hom het ons albei toegang tot die Vader, deur een Gees. Sien, die kontras tussen die ou en die nuwe lewe is nooit iets wat die Efesiërs self bewerkstellig het nie. Dit is deurgangs die werk van die drie-enige God. Sonder God sou hulle steeds in hulle vorige lewe vasgevang gewees het. Dieselfde geld vir ons. Let op hoe die teks byna soos 'n lied klink van wat Christus gedoen het. Maar nou, in Christus Jesus het julle wat destyds ver weg was naby gekom deur die bloed van Christus. Hy is immers ons vrede. Hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding, die vyandskap deur sy liggaam afgebreek het. Hy het die wet met sy eise en reëls tot niet gemaak, sodat hy deur vrede te maak in homself die twee tot een nuwe mens kon skep, en sodat hy albei in een liggaam met hom kon versoen deur die kruis, deurdat hy daaraan die vyandskap vernietig het. En hy het vrede as goeie boodskap in julle kom verkondig, aan julle wat ver was, en ook vrede aan diegene wat naby was, want deur hom het ons albei toegang tot die Vader deur een Gees. Christus doen. Ons leef nie in versoening met God deur ons eie stoom nie. Ons lewe in versoening met God deur dit wat Christus gedoen het. Wat is die doel van al hierdie werk? Baie hedendaagse Christene sal sê, sodat ons hemel toe kan gaan. Dit is nie onwaar nie, maar Efesiërs 2 sê dit is soveel meer as dit. Vers 19, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar julle is medeburgers van die heiliges en lede van die huisgesin van God, gebou op die fundament van die apostels en profete, met Christus Jesus as hoeksteen. In hom verrys die hele gebou, goed saamgevoeg tot 'n heilige tempel in die Here. In hom word julle ook saam opgebou tot woonplek van God deur die Gees. God sluit die Efesiërs by sy volk in met 'n doel. Hy bewerk hier op aarde 'n nuwe mensheid. God skep 'n nuwe volk, bestaande uit voormalige vyande, Jode en nie-Jode, wat tot 'n nuwe liggaam, die liggaam van Christus, verenig word. Deur hierdie verlossing word die krag van God gedemonstreer. God vee vyandskap en verdeeldheid uit die weg. Hy breek skeidsmure af. Hy bring vrede tussen groepe wat mekaar as vyande beskou het. Hy gee deur die een Gees aan almal gelyke toegang tot sy teenwoordigheid.
In die Ou Testament was die tempel die plek waar hemel en aarde ontmoet, waar God gewoon het. Maar God woon nie werklik in 'n gebou van klip en hout nie. Hy bou 'n ander soort gebou, 'n tempel wat bestaan uit lewende stene. Julle, sê Paulus vir die Efesiërs, is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, met Christus Jesus as die hoeksteen. In hom verhuis die hele gebou, goed saamgevoeg, goed gebou tot 'n heilige tempel in die Here. In hom word julle ook saam opgebou tot woonplek van God deur die Gees. God bind mense oor allerlei grense tot 'n heilige tempel waarin hy hier op aarde woon. So word God se krag en heerlikheid in die wêreld uitgestal, nie deur 'n gebou van klip nie, maar deur die mense wat hy oor elke denkbare grens saam opbou tot 'n nuwe gebou. Leef vanuit die eenheid wat Christus onder julle geskep het. Onthou wie jy was. Leef wie jy nou is. Die uitdaging is om te onthou dat ons in Christus nou deel van God se volk is, 'n lewende deel van sy tempel. Daarom moet ons die eenheid wat Christus tussen ons geskep het baie ernstig opneem. Dit moet ons lewens rig. Waar ons dan verdeeld is, waar ons soos vyande teenoor mekaar optree, waar ons mekaar afkraak, daar verbreek ons die skoonheid vir die tempel van God, wat God besig is om te bou. Daar is soms diep klowe tussen mense in 'n gemeente, in 'n gesin, in 'n gemeenskap. Maar wanneer ons daarin vasval, vergeet ons maklik dat God eenheid skep tussen sy kinders. Ons kan aan soveel skynbaar goeie redes dink waarom ons nie een kan wees nie. Stryd, verontregting, konflik, verdeeldheid uit die verlede wat so maklik is om te onthou en te koester. Maar hoe meer ons hierdie redes vir verdeeldheid onthou en vashou, hoe meer vernietig ons die verlossende en verenigende werk van die Vader, Seun en Heilige Gees. Dit help min om net te sê, wees een, sonder om te vra, waar loop die skeidsmure tussen jou en ander mense werklik? Die muur tussen Jood en nie-Jood was vir die Efesiërs tasbaar en spesifiek. Ons mure lyk anders, maar is net so werklik. In ons gesinne, baie gesinne dra oor jare heen onopgeloste seer, tussen ouers en kinders, tussen broers en susters, tussen eggenote. Ons onthou presies wie wat gesê het, wie eerste seer gemaak het, wie by wie se troue nie uitgenooi is nie. Ons hou die boeke van die verlede oop, maar op die verkeerde manier. Ons hou boek oor mekaar se skuld, nie oor God se genade nie. Efesiërs 2 daag ons uit om anders te onthou. Ja, onthou die pyn, moenie maak asof dit nie gebeur het nie, maar onthou dit binne die groter storie. Christus se kruisdood het reeds hierdie muur vernietig. Die vraag is nie of daar vrede moontlik is nie, maar of ons gewillig is om die vrede te ontvang wat Christus klaar bewerk het. By jou werkplek en in die samelewing. Verdeeldheid loop dwars deur ons werkplekke, ons vriendekringe, tussen skouerskuurmense. Dis maklik om 'n Christen te wees op Sondag en 'n vyand op Maandag. Efesiërs 2 herinner ons dat die eenheid wat Christus skep, juis oor hierdie soort grense heen strek. Dit was immers die diepste, mees onversoenlike skeidslyn van die eerste eeuse wêreld tussen Jood en nie-Jood. En dit het Christus kom afbreek. As Christus daardie muur kon afbreek, is daar geen muur in jou lewe wat hy nie kan afbreek nie. Party van ons se grootste muur is nie teenoor 'n ander persoon nie, maar teenoor onsself. Ons onthou ons eie mislukkings, ons eie sonde, ons eie vroeër, en ons sukkel om te glo dat ons werklik bevry is. Ons lewe asof ons steeds vreemdelinge is, terwyl ons reeds medeburgers en huisgenote van God is. Hierdie teks is nie net 'n oproep tot eenheid met ander nie, dit is ook 'n oproep om jouself ook te vergewe. Hou op om jouself steeds as buite te sien, terwyl Christus jou reeds na binne gebring het. Ja, onthou wie jy was, maar leef wie jy nou is. Vir gesinne waar geloof reeds vir geslagte lank oorgedra is, lê daar 'n ander verantwoordelikheid om nie toe te laat dat die evangelie 'n blote gewoonte word nie.
Onthou dat elke geslag opnuut vreemdelinge sonder Christus sou gewees het. Was dit nie vir God se genade en sy inisiatief nie? Ouers en grootouers dra heilige verantwoordelikheid om hierdie storie nie net as familietradisie nie, maar as 'n lewende evangelie aan hulle kinders oor te dra. Kom ons wees eerlik. Waar in my lewe onthou ek selektief die onreg wat aan my gedoen is, maar nie die onreg wat ek aan ander gedoen het nie? Is daar dalk 'n muur van vyandskap tussen my en iemand anders wat Christus reeds afgebreek het, maar wat ek self weer opbou? Leef ek asof ek 'n vreemdeling is, of asof ek werklik 'n lewende steen in God se huis is? Ons word opgeroep om te onthou wie ons vroeër was, vreemdelinge, sonder hoop, sonder God, en wie ons nou is, medeburgers in Christus, lede van God se huisgesin, lewende stene in 'n tempel waarin hy self woon. En ons word uitgedaag om vanuit hierdie eenheid te lewe, nie omdat ons dit verdien het nie, maar omdat Christus die muur reeds afgebreek het. Mag ons nooit ophou verwonderd staan oor hierdie genade nie. Jy onthou wie jy was, maar lewe wie jy nou in Christus is. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.